Jy is ingeskakel by PAX UCC TV. Dit bring vir jou die nuutste Bybelstudie, die nuutste Christelike boodskappe en gepaste musiek. Ek verwelkom u dan vanmôre in die huis van die Here. En ek begroet u in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En ek glo en ek hoop dat u hier sal wees tot stigting van die self en tot uitbreiding van die koninkryk van die Here. Geniet die tyd met die Here. Sal die koor vra om hulle deel te doen. Moses,
Goeiemôre geliefdes. Wat wonder atmosfeer skep. 'n lied uit die mond van God. Weg van die gewoel daar buite, in stilte luister ons met stem vir ons lied. Ja, ons bid saam geliefdes. Vader wat in die hemel is, baie dankie Here vir so voorreg in hierdie dag, Here, wat ons uit U hand ontvang. Vader, baie dankie Here Jesus dat U ons weer hierdie dag gegee het om hierdie dag binne te gaan. Vader, daarom Here kan ons nie anders Here om hierdie te kom loof, te kom prys en te eer. Ja, Hemelse Vader, dit is die lewe wat U aan ons gee in oorvloed. Daarom Here sê die psalmis, Here, ons kom niks kort. Here, want U is by ons, Here, U is rondom ons en U is binne ons, Here. O Here Jesus, daarom Here, kom ek Here, en Here, ek wil regtig Here kom vertel van U goedheid en U grootheid. Vader, ja Here, daar buite gaan ons dit nie kry nie. Here Jesus, want waarlik Here, die wêreld lê woes. Here Jesus, Here, die bose Here is besig om oor te neem in die lewe van ons as die mens. Vader, daarom vra ek Here, o hierdie kom ons in afsondering Here, ons vra dat U ons sal toemaak en ons omvou en ons vasdruk aan U boesem, want ons U so nodig. O Hemelse Vader, want U het beloof, ek sal julle nooit begewe of julle verlaat nie. Ek is by julle. Ek ondersteun julle. Ek hou julle vas met my reddende regterhand. Ja, Here Jesus, Here, ervaar ons selfs die donkerheid van die lewe. Weet ons, Here Jesus, daai lig wat weer breek, Here Jesus, wat waarlik, Here, ons kom oplig en optel. Te sê, staan op en kom ons beweeg. Vader, baie dankie vir U teenwoordigheid. Ons is hier, Here. Ons is hier om U stem te hoor. En ons kan nie anders om te vra, spreek, Here, U diensknegt en U diensmaagd. Luister. Vader, baie dankie, Here. Ag, Here, wees met familie, Here. Here Jesus, wat ook vanmôre in droefheid sit, Here. Wat 'n geliefde is, ja, Here, in die dood afgestaan. Ja, Hemelse Vader, en hulle wat nog worstel daar, Here. Here Jesus, my lewe, Here. O Here, kom U deur. Maak elkeen bewus van U heilige teenwoordigheid. Vader, ek vra, Here, kom seën ons in verwese. Ons wil nie van hierdie plek af weggaan. Ja, Hemelse Vader, as ons U heerlikheid ervaar. Vader, dan kan ons nie anders om te vra. Leer ons die gebed, wat U disippels van hierdie U vir hulle gesê het, want julle bid, julle so saam. Ons Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net soos op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood. En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergeef. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want dat U behoort die koninkryk en krag en heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Familie, ons gaan voort met ons eten met die program. Dan weer die minute vrae staan asseblief. U kom 'n lofsang toe, 'n God wat in Sion is. En U moet geloftes betaal word. Al
so sonde skuld my oorweldig, U bedek my oortredinge. Gelukkig is die mens vir wie U uitverkies en laat nader kom, hy mag woon in U voorhole. Ons wil graag versadig word met die goeie van U huis, die heiligheid van U tempel. Wat die gedreun van die see stil maak, die gedreun van hulle golwe, die rumoer van volke. Liewe gemeente van Jesus Christus, genade en vrede aan U almal in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Die sekretaris gaan die verwelkoming en die aankondigings te doen. Goeiemôre broers en susters. Goeiemôre. Ek groet U in die onvangbare naam van Jesus Christus. Die naam bo alle name. Die naam wat storms kan stil maak. Vanmôre wil ek U almal verwelkom hier in die huis van die Here. Vanoggend word genoem op Hervormings Sondag. Het ons enige besoekers in die huis? Van die huis van die Here vanmôre? En nou 6 maande later is U besoeker. Dis die grondwet wat so sê. Ek wil nie U klassifiseer dan, maar ons as vir onsself sê. It's a welcome year, 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 it's a Christian welcome year. We want everybody to be happy, we want everybody to be happy, we want everybody to be happy. Every girl come, everybody say, it's a welcome year, it's a welcome year, it's a Christian welcome year, it's a welcome year, it's a welcome year, it's a Christian welcome year. Ek hoop U voel meer as welkom vanmôre. Ons diensleier vanmôre is die Jakenate Pieterse. Die woord gaan gebreek word deur Edward Pieterse.
soos 'n Pieterse situasie vanmôre. Kom ons luister na die begroeting uit die woord van die Here uit Psalm 84 van vers 5 tot 8. Dit gaan goed met mense vir wie die huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Dit gaan goed met mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek en die vroeë reëns sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God in Sion verskyn. Dit is ons begroeting met die woord van die Here vanmôre. Ons het nog steeds siekes in ons gemeente. Ons verneem van broer West. Ons sê West daar in Jalapa, Suster Manewie van Rosedale. En dan het ons ook verneem dat broer Steven Job in die hospitaal in Gauteng opgeneem is. So hy is klaarblijklik in die hoë sorgeenheid daar opgeneem. En ons vra asseblief die gemeente om hierdie dierbares en spesifiek broer Job in u gebed te onthou en op te dra. Oktober maand is Breast Awareness maand. Dis hoekom ons die pink strikkie dra in solidariteit met hulle wat tans met hierdie borskanker worstel asook ander kankers. Ons staan in solidariteit met hulle en ons bid nog steeds vir 'n mediese deurbraak om hierdie kanker heeltemal uit die weg uit te ruim. So, en ons verseker u van ons as kerk se ondersteuning. Gister was die begrafnisdiens van Suster Elsabie Meiners. Ons bid nog steeds God se vertroue vir die familie, as ook ander families wat ook deur die koan van die dood geraak is. Ons sê ook baie dankie aan die Meiners en die Felix en die Carolus familie vir die blomme wat hulle vir ons agtergelaat het in die kerk. Lyk dit nie pragtig vanmôre nie? Baie netjies, baie mooi, pragtig. Sê baie dankie aan die dierbares. Ons junior koor is vanmôre in Willowmore by Frank Coulson Memorial se jaarfees. Hulle tree op daar vanmôre, so hulle verteenwoordig sommer ons gemeente ook daar. Die band is by Blazy Memorial te rus. Hulle bandfees is hierdie naweek. Die komende naweek is die induksie of die ordineringsdiens van die intern Suster Nettelie Moos. Sy word georden as 'n predikant in die denominasie van die United Congregational Kerk te Calisdorp. Ons sal ook verteenwoordig word deur ons senior koor, as ook 'n spesiale uitnodiging aan ons junior koor wat daar sal optree. Ons senior koor is deel van die streekskoor en ons junior koor gaan ons gemeente daar verteenwoordig. Dat het onder my aandag gekom dat dit Pakkelsdorp op die oomblik is wat in hierdie streek 'n junior koor. So ons is baie bly dat ons nog 'n junior koor het wat ons kan verteenwoordig. So as u nog kindertjies het wat kan sing, ek weet nie as hulle kan sing, ek wil nie sê hulle kan nie sing nie, as hulle kan sing, u is meer as welkom om hulle te stuur na die junior koor toe en die getalle vol te maak, en dan het die senior koor mos nog steeds mans stemme nodig. Ek weet nie of hier van die manne is wat kan brood nie. As jy van die kerkraad is wat kan brood, van die kerkraad wat kan brood, as plek by die senior koor om aan te sluit. Ons het die volgende verjaarsdag ontvang, by 22 is Suster Cynthia Jansen verjaar, by 23 is Sanay Pietersen, by 24 Emeritus Eerwaarde Human het verjaar die 24ste en vandag verjaar Suster Imogen Kerspy.
Feit 3 het môre aan by die Townsend woning, kom hulle by mekaar, ek dink is hulle Bybelstudie, is môre aan 7:00. Gehoorsaam is baie goed, ek noem maar gehoorsaam is in my bestuur, as hulle my opdragte gee. Op die 16 November is die vroue se verjaarsdag. Die 16 November dan is hulle beurt hier in die kerk. Hulle het na die kerk het hulle nooi verskillende vroue takke in 'n sone 1 wat insluit Heidelberg, Groot Brakrivier, George en Parkdeal. So daardie vroue gaan ook daardie môre by ons aansluit. Hulle het na die diens het hulle 'n ete teen R70. So daai mense wat in die middelpunt, die staatsdienswerkers, jy hoef nie daai naweek te kosvol te by die Sondag nie. Jy kan maar kom aansit teen R70. So hulle vra net vir ondersteuning daar. En dan wag hulle nog steeds vir die name van die ou lede. Jy kan Suster Wendy Just asseblief kontak my name deur te gee, sodat ek kan daar's ook 'n verering vir die stigterslede daar betrokke. Dan in die streek, soos ek net gemeld het, vir die Koelse Memorial se jaarfees is hier naweek. Op die 30ste is dit FOV, Fellowship of Vocation, so die dierbares wat hulle in die bediening betree. Hulle vergadering is by Oudtshoorn op die 30ste. En die bandfees is by NJ Blazy. En dan hierdie naweek is ook Founders Day van die brigade. Hulle is te Groot Brakrivier. En hulle is ook vir die matrikulante ook voorspoed toewens vir hulle eksamens. Ek dink eksamens kan reeds begin, maar ons wil ook vir hulle spesiaal sterkte toewens vir die eksamens wat hulle aan gaan deelneem. In hierdie verband gaan ons Suster Toon vra net vir ons gebed vir ons matrikulante te doen. As sy klaar is, as jy iets het om te vier, prestasie, huweliksherdenkings of net gebed nodig het, jy is weer welkom te staan. Ons sal die broer Robert Simon verder gelei word. Dankie vir julle. Goeiemôre broers en susters. Kan ons die matrikulante vra om te staan? As u verbind is aan 'n matrikulant, kan u ook staan, asseblief. Jy weet mos van die gelykenis waar die soldaat gesê het, Here, ek is nie waardig dat u in my huis moet kom nie, maar u kan my die boodskap vir my gee. En as ek by die huis kom, dan sal ek genesing wees vir my kind. En dan sê ons so leer om iets op ons belangrik. So kom ons bid sommer vir u op, u skryf op eksamen. So staan u asseblief. En dan as sy aan 'n skoolier verbind is, het sy ook by die universiteit staan en kom ons vertrou die Here vir 'n pragtige tyd met hulle eksamentyd. Ja. Ruth en jy staan vir jou seun? As sy. Kom ons sluit dit so oor dierbaar is. Ons het dierbare God en Hemelse Vader, Here Jesus, baie dankie vir die besonderse voorreg. Here Jesus, baie dankie dat ons met vrymoedigheid na u troon te kan kom, Here. Here Jesus, maar baie dankie wanneer ons die troon nadig is, U alreeds bewus wat in ons harte omgaan. En Here Jesus, vanoggend kom ons juis met 'n blymoedige hart na u toe, Here. Here Jesus, ons kom sê vanoggend dankie vir ons kinders. Here, ons kom sê dankie vir die geskenke uit u hand. Here, ons kom sê vanoggend dankie dat hulle kon vorder tot 'n matriek. Here, ons kom sê vanoggend dankie vir alle skoliere wat ook vordering toon, Here Jesus. Here Jesus, ons kom ook vanoggend in die presse vir die kinders, die studente wat op universiteitsvlak ook besig is met voorbereiding vir hulle eksamens. Here Jesus, vanoggend vra ons dat u asseblief hulle swakke hand in u sterk hand sal sit. Here, die woord leer ons van onmoontlike dinge wat net deur u moontlik gemaak kan word. En Here, vanoggend vra ons dat u vir hulle die onmoontlike sal doen, Here. Here Jesus, ons het vanoggend gehoor, u is 'n God wat storms stil maak. Here, soos as hierdie gemoedere van hierdie jong kinders, hierdie jong studente, hierdie jong mans en vroue, Here, is daar 'n storm in hulle binneste, vra ons vanoggend, Here, maak dit stil. U woord sê, peace, be still. En Here, vanoggend kom vra ons vir kalmte in hulle gemoed, Here.
Here Jesus, ons vra vanoggend die onderwysers wat so bang vas agter hulle staan, want ons as ouers is hulle ouers, maar die onderwysers speel net so 'n belangrike rol in hierdie kinders en hierdie studente se lewe. En Here, vanoggend wil ons vir hulle vra dat U ook die onderwysers sal aanraak met U magtigheid, Here. Here, kom maak vanoggend die storm stil. Here Jesus, dit wat hulle ingesit het, sal U vanoggend dit kom vermenigvuldig in die naam van Jesus. Here Jesus, 2 en 5 beweeg nie vir U nie. Dit voed 5000 en meer en dan sal weer oor wees. So vanoggend is ons verseker dat U saam met hulle in die eksamenlokale sal wees. Here Jesus, dankie dat hulle vrugte sal werk vir dit wat hulle sal insit. Ons prys U, Here. Ons loof U, Here, want ons weet hierdie jong dogters en hierdie jong seuns, hierdie studente gaan as oorwinnaars uit die stryd uittreë. Ons eer U nou al, Here. Ons eer U vir hierdie laat nagte wat hulle moet wakker sit, Here, wat die ouers vir hulle 'n koffietjie en 'n biskietjie moet aandra. Ons eer al hierdie voorbereidings in die naam van Jesus. En aan die einde van hierdie jaar, Here, gaan Pakkelsdorp UCC se kinders die vrugte pluk. Dankie, Here. Ons eer U. Ek vra dinge nie omdat ons vanoggend waardig is, nie, Vader, maar omdat U vir ons liefhet. Dat alles deur U naam moontlik is. Amen. Amen. Goeiemôre broers en susters. Enige wat huwelike gedenk op verjaarsdag, enige prestasie vier, wat net wil dankie sê aan die Here, dat ek net op die bene staan. Hartlik welkom een en elk. Ek is dankbaar dat die Gees my vanmôre kan gebruik om vir u net 'n bemoedigingswoord te kan bring. As jy hoor dit nie is, dan jy moet miskien net daarna luister, en dit miskien saam met iemand wat beter kan leer. Ek wil net geluk sê, een en elk die verjaardag, die huweliksherdenking of enige prestasie vier. Alle seëning op die pad vorentoe. Ons kry ons boodskap vanmôre uit Jeremia 17 vers 7, wat lê as volg. Dat gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, vir wie die Here 'n veilige vesting is. Dit is die pad wat ons in hierdie lewe oploop moeilik. Nou die grootste tragedie in ons lewe sou egter wees as ons hierdie onbekende pad sonder God sou volloop. Die pad loop vir ons almal soms deur die skaduwee van beproewings en hartseer, soms deur die vallei na verlang. Nou, familie weet egter dit, ons het 'n liefdevolle Vader, op wie ons kan vertrou, en aan wie ons hierdie onmoontlike pad kan oorlaat. Hy sal vir ons die pad voorspoedig laat uitloop. Nog gewoonlik sien ons steeds die stukkie pad wat voor ons lê. Hy, ons God, sien dit tot aan die einde. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Kom ons gaan oor in gebed. Onze Vader wat in die hemel is, wat is die mens vanmôre, Here, dat U aan hom dink, die mens dat U hom besoek. Baie dankie, magtige Vader, vir 'n splinternuwe dag, wat U onverdiend aan een en elk van ons gegee het. Dankie dat ek vanmôre ons een en elk uit ons gebedens kon opstaan, op ons knieë kon gaan uit dankbaarheid. Liewe is wat ons hierdie liewe dag begin met 'n rustige, stille hart, almagtige Vader. Liewe Jesus, ek bid en ek vra, Here, dat U vanmôre vir ons asseblief op 'n regterwyse sal wees en ons op die pad wat U wil hê ons op beweeg. Dierbare Vader, elke broer en suster die vanmôre hier staan weer verjaarsdag, wil ek sê denke stort vanmôre alle seëninge uit oor hulle lewens. Liefdes gaan na een en elk die vanmôre in die huis van hulle bedienis op Here. Voorsien een en elk van hulle behoeftes. Dierbare Vader, hier is die siekes in ons gemeenskap,
in ons kerk, Here, in die hospitale self, die tronk ook so, Here. Gee vir een en elk van hulle krag en sterkte kragtig, Here Jesus, gee vir een en elk van hulle liggaamlike gesondheid terug. Ek bid en ek vra dat alles aanneemlik in Jesus naam. En baie dankie. Amen. Hy is hier, o ons Heer. Hy is hier, o ons Heer. Hy kom bestaan, hy kom gevaar, hy is hier, o ons Heer. Hy is hier, o ons Heer. Hy is hier, o ons Heer. Hy kom bestaan, hy kom gevaar, hy is hier, o ons Heer. Gebed op die opening van die woord. Ek loof U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan kindertjies bekend gemaak het. Ja, Vader, want so het U dit goed gevind. Alles is deur my Vader aan my toevertrou. Kom nou, Here, en laat U seën vanoggend deur die woord ons lei om U te ken. Familie, ons skriflesing vanmôre vind ons in 2 Timoteus 4, vers 6 tot 8 en vanaf vers 16 tot 18. Ek lees vir u die 1983 vertaling. Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en volgehou. Nou wag die oorwinningskroon verby. Die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Vers 16. Toe ek my die eerste keer voor die hof moes verdedig, het niemand my bygestaan nie. Almal het my in die steek gelaat. Mag God hulle dit nie toereken nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking tot sy volle reg kon kom, en aan al die heidene nasies dit kon hoor. Ek is uit die bek van die leeu gered. Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Dit is die woord van die Here. Ik dank u dat kan een ander God is dat aan het worden. U is de enigste God dat aan het worden. Wanneer ik dank aan u, dan is u die God wat zorgt, Heer. Heer, die landen wat gepland was, Heer. Heer, die dienaars, Heer, ook naar u toe, Heer, verdoen. En Heer, u het gezorgd voor hen, Heer. Die landen die gepland wordt, die landen die laat groeien, Heer. En Heer, toe hulle die landen
gesit, Here. Met hulle met blydskap, Here, die oesdrank gebring, Here. En daarom, Here, loof ons nie in ons tronk, Here. Ons bring op ons offers na U, Here. Wil U dit seën, Here. Wil U, Here, die mens bedank sal Here, dat U hulle sal seën, Here, met kennis en wysheid, Here. Here, seën hulle wat kom offer, Here. Ek vra dit in U magtige naam. Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Amen. Nou ek wil net so 'n klein beskrywingkie gee van Timoteus. Timoteus was 'n baie jong seun gewees. Hy het groot geword daar in Lystra in Asië. Daar het hy groot geraak. Hy was 'n seun omtrent soos die ouderdom van hierdie van ons katkesante. Baie jong seun wat hy was ingetoe baie getrokke. En hy was soekend gewees. Daardie seun altyd hy het min gemeng met sy kultuurgroep. Hy was altyd so afgesonder en hy was soekend gewees. En ek het vir u 'n mooi insetting gee. Waar hy hierdie seun spesifiek gesoek. Hy het gesoek na God se saligheid. Hy het na die dieper dinge, want hy het sy lering het hy ontvang van sy ouma en sy ma. Sy ma was 'n Jood en sy pa was 'n Griek. Amen. En omdat hy was nou gemengde bloed, as hy nie 'n volwaardige Jood is, en dit het probleme veroorsaak later in sy godheid. En in daardie tyd, Apostel Paulus was mos 'n reisiger, ons weet. Ek gaan nie 'n beskrywing gee van Apostel Paulus nie, want soos u weet, hy het die
Christene het hy vervolg in daardie tyd. Maar God het ons tot stilstand gebring. En in daardie tyd, waar God ons tot stilstand bring, reis hy en doen hy gaan baie dinge deur in sy lewe. En hy kom op hierdie spesifieke plek. Ek dink, dit was in Gods plan gewees. Dit was in Gods plan gewees, wat hy by die spesifieke plek moes uitkom. En toe hy nou daar kom, het hy nou die woord versprei. Later het hy gevra, waar is hierdie Timotheus, hierdie seun Timotheus? En by hulle eerste ontmoeting, het die twee manne so vir mekaar lief geraak. Dit is waar die lering begin het van Timotheus. Timotheus is baie min van hom, beskrywing van hom, maar dit was ons eintlik die briewe wat apostel Paulus na hom toe geskryf het, wat ons behandel. Amen. Nou, Timotheus, hierdie jong seun, hy was baie soekend geweest, soos hierdie katekisante. En hy se skrif in wat apostel Paulus na hom skryf het, wat veronderstel gewees het, laasweek ons gelees het, toe die Bando diens hou. Jy onthou mos die klein jakkaltjies. Amen. Maar ek wil net terugbring na daardie, wat die skrif sou gewees het, laas verlede week. Dit sou gewees het, moet nie vergeet hoe jy dit ontvang het, en van waar jy dit ontvang het. Amen. Ek gaan dit maar soms so in my eie woorde, maar jy kan dit self gaan nalees. Nou hierdie seun, apostel Paulus, het geweet, in daardie tyd was daar ook baie mense wat wederstrewig is, hulle was teen die godheid gewees, daardie tyd, hy was in 'n magstryd gewees, daardie tyd. Dis waarom hy aan apostel Paulus, aan Timotheus hierdie boodskap stuur, staan vas in die vryheid waarmee jy vrygekoop is. Amen. Dit is, as ons dit vergelyk vandag in ons hedendaagse lewe, sien, dit gebeur dageliks hier by ons. As ek maar net vir u kan 'n kort opsomming gee, dat ons glo mos in die drie enige God. Amen. Ons geloofbelydenis is God die Vader, Seun en Heilige Gees. En dit is ons fondasie. Nie ons fondasie nie, dit is soos ons dit lees in die Bybel, dat vir ons het insig, dat maar hier buitekant, geliefdes, jy sal verbaas wees, wat so baie leringe hier buitekant is. En dit is so belangrik vir ons as katekisante, dat ons moet vashou in dit, wat jy vandag hier so leer binne in die kerk, moet jy sien as jou fondasie, wat jy jou godheid opbou. Onthou, ek sê dit altyd, elke mens bepaal sy eie lewe, die keuse, jy lewe volgens die keuse, wat jy maak in die lewe. As jy 'n negatiewe keuse maak in die lewe, kan jy maar weet, jy gaan dit maak. En ek is bly vir ons katekisante, vir daardie verlange, daardie begeerte, om op dieper in die godheid te delf. Dit is 'n besluit van hulle eie keuse, steeds by hulle, wat hulle daarmee gaan maak. Maar hulle is jong, ons berei hulle voor, so as hy hier uitgaan, en hy gaan op sy eie, wat hy sê, ek staan op my beginsels. Jy weet, ek kom in baie gesprek met mense, nooi jou mos, en vraag jou mos baie vraag, trek jou godheid en my beginsel is, as jy nie glo in die drie enige God nie, en punt nommer 1 is, Jesus sê dit self, dit is in sy woord, niemand kom na die Vader,
behalwe deur my. Dit is die boodskap wat Jesus vir ons gee. Want jy kry min leerlinge. Ek gaan nie spesifiek sê kerke nie, ek sê leerlinge. Jy kry min leerlinge wat vir Jesus die erkenning gee as die seun van God. Dan vra ek vir myself af, maar hoe dit maak nie sin nie. Waar doen hy dan sy belydenis? Hy moet, want Jesus is ons voorspraker in die Godheid. Want hy sê duidelik, jy moet deur my kom. Die dag wanneer Jesus, hy is bedag as verlosser. Die dag van die oordeel, as hy die regter. En dan sal dit bepaal. Amen. Dan sal ons nie geslag jou oor ons eer. Dis waarom ek sê, ons mense het 'n wil. God het in elke mens het God 'n wil geplaas. Nou daardie wil is eendag vir jou of teen jou. Amen. Maar ek wil nie so fokus daarop nie. Ek wil hier terugbring. Die boodskap wat ek vir u moet bring is uit Timoteus. Timoteus hoofstuk 4. Ek gaan hom net weer vir u lees. Want ek word alreeds as drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof het ek behou. Verder is my weggelê kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Geliefdes, hier praat Paulus, hy stuur hierdie brief na Timoteus toe, dat hy vast staan in die stryd. Want u weet, om godsvrugtig te wil lewe, om Godvreesend te wil lewe, en jy moet maar altyd teen kan. Jy moet maar altyd 'n geveg. Want die vlees en die gees het elke dag 'n geveg teen mekaar. Geen wonder wat apostel Paulus sê. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed. Dit is teen die magte, die heersers. Amen. So ons het elke oomblik is ons in 'n magstryd. Sodat dan van jou af, hoe jy dit hanteer. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. Dit is hierdie woorde wat apostel Paulus na Timoteus toe skryf. En ek wil net vir die notas wat ek gemaak het, wat ek vir julle wil gee. In die meeste gevalle kom leer van ons as ouers. Maar ek wil net 'n klein beskrywing gee. Maar dit hang ons van ons as kinders af. As ek daar by die iets stap, en dit van my af, gaan ek dit toepas, of gaan ek dit in die sak stuur, stel jy belang aan. Amen. Apostel Paulus assosieer hierdie wedloop van hom die goddelike wedloop saam met hy assosieer
hierdie stryd is koning saam met 'n wedloop. Nou ons kry ons verskillende soort tipe wedlope. Jy weet, in die hedendaagse lewe by ons is daar baie wedlope. Atletiek, ons noem dit mos atletiek. En daar is baie kompetisie. En kompetisie gaan gepaard saam met baie vereistes. Want om die wenpaal daar moet te bereik, is nie maklik. Jy moet seker na sekere vereistes moet jy voldoen. Jy moet kan gereeld oefen. Jy moet jouself dissiplineer. Jy moet kan uithou vermoë hê. En bo alles is, jy moet sê, ek gaan. Die uitkyk van jou moet wees, ek gaan dit bereik. En dit is hoe apostel Paulus vergelyk die godheid van hom. Want die apostel Paulus, ek dink, hy was die enigste persoon wat so 'n groot stryd gehad het. Maar weet jy, waarom het apostel Paulus so 'n groot stryd gehad? Want hy het ons Christene, hy het hulle ons vervolg. En na God hom tot stilstand bring, toe deel God met homself. Want as ons maar net kyk, na hierdie godsmanne, as ons begin by Moses, ek wil net so 'n beskrywing gee. Moses, hy het die volk uitgelei uit Israel. Hy het 'n goeie diens gelewer. Maar Moses het die God die erkenning gegee nie. En weet jy waarom het Moses nie die beloofde land binne gegaan? Amen. Want Moses, hy het die God die erkenning. Die Here gee hom opdrag, Moses, die volk is dors. Gaan na daardie rots toe en jou daai rots slaan dan. Sê, gaan daar water uitkom. Maar hy moet vir God die erkenning gee. En dit is wat Moses nie gedoen het nie. Hy het gesê vir die volk, ek gaan op daai rots slaan. En julle sê, daar gaan water uitkom. God het hom in gerug gehou. 40 jaar het hy daai volk uitgelei. Hy was net bevoorreg om daardie beloofde land van 'n hoë berg af te sien. Hy was nie beskore om binne te gaan. Apostel Paulus, die eerste koning van die volk. God gee hom 'n opdrag. Hy moet gaan, hy moet die hele nasie, moet die kind, diere, alles moet hy uitroei. Wat maak apostel Paulus? Die beste mooi vir hom, want hy wil nog dit offer aan God. En hierdie God van ons, dierbaar is, hy laat jou omkoop. Hy word nie gekoop nie. Wat is God se woorde van apostel Paulus? Is gehoorsaamheid, dan nie beter as offerandes. Amen. Dit is wat God van ons verlang. So kan dit aangaan. Apostel Paulus, waarom hy so tronk uit en tronk in ingegaan het, dit was God het hom gewys, ek is die alfa en ek is die omega, ek is die begin en die einde, maar God sê ook, ek toon genade aan wie ek wil. En God was vir hom genade gewees, maar dit het gepaard gegaan saam met 'n stryd. En dit is waarom apostel Paulus gewikkeld was in hierdie stryd wat hy hier insit vir ons. Maar ek wil dit terugbring. Apostel Paulus skryf hierdie brief aan Timoteus om Timoteus te waarsku. Hy het Timoteus alreeds voorberei, want in die proses wat die ontmoeting plaasvind,
toe word hy voorberei, want hy was 'n mentor gewees. En hy het alles ineengesit wat hy van mense kan verwag, wat hy buite in die hedendaagse wêreld kan verwag. Dit is waarom hy neem afskeid. Want hy sê, ek het die goeie stryd, het ek gestry. Ek het die wedloop volëindig. Dit beteken, hy is besig om klaar te maak met dit wat hy mee besig was. En dit is waarom hy vir Timoteus voorberei het. Hy het hom toegerus met die godheid. Amen. Hy sê verder as om my weggelê, die kroon van geregtigheid. Apostel Paulus het geweet. Hy het geweet, hierdie stryd wat hy het, is nie te vergees. En net soos ons, as Christene, hierdie stryd wat ons het, dierbaar is, kom hy ook hoor, dat gebeur wat ook al. Ons en jy sien 'n mens op aarde, wat vir my kan sê, hy is nie, want as jy klaar is met die een stryd, die ander stryd leef hy. Hy staan, hy sê vir jou, ek wag vir jou. So ons moet in alle tye, dierbaar is, moet ons wakker wees. Ons moet wakker wees in die gees. Amen. Dit is waarom hy sê, verder is my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. Jy weet wat 'n dag is dit? Die dag van Jesus kom haal. Want hy het ons 'n belofte nagelaat. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as kom, ongelukkig, dierbaar is, kom ek net al, die wat myne is, en beklemtoon, as miskien ek, as miskien jy. Net, jy jouself ken jouself. Maar, dierbaar is, sê ek gaan vir jou plek voor te berei, en as ek kom ek haal, net die wat aan my behoort. Apostel Paulus weet, sy plek is voorberei, want hy die stryd, die goeie stryd, het hy gestryd, hy het die wedloop, het hy volëindig. Ja, een van ons is vasgevang in 'n wedloop. Want as jy die Here aanneem, dan begin jou stryd, dan begin jou wedloop. En is maar net wat ek en jy, waar ons versterking kan kry, waar ons kan onsself opbou, is maar net voor die aangesig van die Here, niemand anders. Daarom, dierbaar is, eendag gaan jy daardie oorwinningskroon dra, daardie oorwinningskroon van geregtigheid. Nie hierdie kroon wat jou aarde is, wat mot en roes verniel. Maar daardie kroon, daardie ewige kroon, wat jy dier gaan hê, in die koninkryk, daar in die nuwe hemel. Laat ons 'n kyk lees vandag. En laat ek vir myself vra vandag. My wedloop, is ek nog besig met die regte soort tipe tegnieke om my wedloop te volëindig. Want jy moet die tegniek hê om daardie wedloop te volëindig. En die tegniek is down on your knees. Dat is net op onze knieën. Waar die techniek is. Neer aan onze kruis. Amen. Amen. Dierbaar is ons net oor in gebed.
Vader in die hemel, heilig en magtig en groot is U, Here. Here, daar is niemand soos U, my God, en kan met U vergelyk word nie. Here, U is die Alfa, U is die Omega, Here. U is die springmore ster, Here. Here, ons dankie vir U woord, Here. U woord is waaragtig en betroubaar. Here, en is net U woord wat ons sal vrymaak, Here. Here, as ons na Apostel Paulus, Here, hierdie stryd wat hy deurgemaak het, was nie te vergeefs nie, Here. Here, maar U het hom voorberei, God. Ja, Here, U sê, U gaan op ons plek voor te berei, en as U kom jy haal die wat aan U behoort. Here, maak een en elk van ons dele af, Here. Want sonder U is ons niks. Ja, Here, laat U wil geskied. Here, dit is ons sonder Here. Vir die kerk, congregational kerk, Here. Vir die gemeente, vir my, wat sluit my in, Here, sluit my in. Wat, Here, vir ons, Here. Dat ons nooit sal afweek, maar dat ons altyd sal soek en wees na U aangesig. Here, want is net U wat lewens kan verander. Here, is net U wat daardie verandering in ons lewens kan bring. Kom nou laat U wil geskied. In Jesus naam. Amen. Here sal U seën. Here sal U beskerm. Here sal tot U redding verskyn en U genade wees. Here sal U gebede verhoor en aan U vrede. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees, sy verbinding tot in alle ewigheid. En ons almal wat die koms van ons